Dis so maklik om jou hande in die kerk op te lig en die Here te prys en sing halleluja wanneer dit goed gaan met jou, wanneer dit goed gaan met die besigheid, wanneer dit goed gaan met jou finansies, wanneer dit goed gaan met jou vrou, wanneer dit goed gaan met jou kinders, wanneer dit goed gaan met vriendskappe en jy gaan op vakansie en alles gaan net baie goed. Dan is dit maklik om tiendes te gee, om 'n blessing vir mense te wees en regtig net happy go lucky te wees. Maar dan is daar tye in jou lewe wanneer dit moeilik raak. En ek dink baie van ons kan sê, Jesus, ons ken die tye wat dit regtig met ons goed gegaan het, maar ons ken ook die tye wat dit regtig moeilik met ons gaan. En van julle sê dit gaan nou met ons baie moeilik. En ons is seker hoe om uit hierdie situasie uit te kom nie. Jy weet, ek lees hierdie week in 1 Petrus 1 hier van vers 7 af sê, die doel met beproewings is om die egtheid van jou geloof duidelik te laat word. Julle geloof word getoets, soos goud met vuur getoets word en daardeur gesuiwer word. In die Engels sê hy, that we go through various trials to test the genuineness of your faith. Nou God tempt nie, met ander woorde hy versoek nie, maar hy toets. En hy toets dat dit wat jy sê jy glo, of dit waar is. Glo jy dat Jesus 'n waarmaker van sy woord is? Glo jy dat God wakker oor sy woord is en gereed staan om dit te volbring? Glo jy dat God die een is wat jou kan vrymaak? Glo jy dat God die een is wat jou kan genees? Glo jy dat God 'n voorsiener is? Glo jy dat sy plan vir jou lewe net goed is? Glo jy dat God se gedagtes oor jou net goeie gedagtes is? Glo jy werklik dat Jesus vir jou dood gegaan het en dat hy 'n diep liefde vir jou het? Glo jy al hierdie goed? En as jy sê ja, dan gaan daai goedjies alles getoets raak. Dit word getoets met 'n werk wat jy verloor, 'n besigheidsdeal wat deur die mat val, jou huwelik wat deur vuur gaan. En dan gaan die woord jou toets. Toets hierdie woord jou, dat jy glo dat jy die man van die huis is, dat jy Christus in jou huis is, dat jy Jesus verteenwoordig in jou huis en dat jy jou vrou moet lief hê, soos wat Jesus jou lief het, deur jou lewe vir haar neer te lê, of vrou dat jy jou man sal respekteer, soos wat jy die Here respekteer, nie soos wat jy ander mense respekteer nie, maar soos wat jy God sal respekteer, en dat jy onderdanig onder hom sal wees in daai area, en as jy dit bely het vir 'n tyd, en die toets kom, dan gaan jy daai toets kan wen. Gaan jy daai toets kan slaag, dat dit wat jy sê jy glo, dit wat jy bely, werklik, in totaliteit, 'n deel van jou lewe is wie jy sê jy is wie jy sê jy is werklik so, en God kom en hy toets dit, en hy sit jou deur 'n toets en deur 'n vuur, sodat jy gelouter kan raak en suiwer kan word, en dat God kan kyk, of dit wat jy gesê het jy glo, regtig is wat jy glo. My vriend, ek wil jou aanmoedig vandag, dat jy nie net 'n belydenis sal maak oor goed wat jy sê jy glo, as jy het werklik nie in jou hart glo nie. Want ons sal 'n tyd aankom, wat jy gaan getoets word in daai area, en dan gaan jy daai toets moet slaag. En jy gaan heeltyd getoets raak, tot jy daai toets slaag. Jy gaan nie van graad 1 na graad 2, as jy graad 1 heeltyd dop nie. Jy kan nie hoërskool toe gaan as jy heeltyd in graad 5 agterbly nie. Daar's sekere toetse in die lewe, wat jy moet slaag, voordat jy in die volgende beweging kan ingaan, volgende stap kan ingaan, volgende plek kan inbeweeg, waar God jou wil sit. Daar's toetse in jou lewe vandag. Miskien gaan jy deur nou 'n toets. Dis baie goed om dan vir die Here te vra, Here, ek's in 'n toets. Hoe slaag ek hierdie? Wat het ek nodig om te doen in hierdie toets? Wat wil jy my leer in hierdie toets? Hoe gaan ek wen in hierdie toets? Hoe gaan ek slaag? Nie verloor nie. Hoe gaan ek verloor nie? Jou huwelik gaan deur 'n toets. Nie hoe skryf ek my huwelik af nie. Hoe wen ek hierdie ding? Jou finansies gaan deur 'n toets. Nie hoe maak ek besighede toe nie. Hoe wen ek in besigheid? Hoe kan ek in hierdie toets slaag? En daai, my vriend, gaan jy alles in die woord van God kry. Dit gaan jou tyd vat om te vas, gaan jou tyd vat om te bid, gaan jou tyd vat om God te soek. Jy sê dalk vir my, ek het nie tyd om te vas en bid nie. My vriend, dan gee nie regtig om oor wat tans in jou lewe aangaan nie. Vas en bid bring deurbraak. Lees Jesaja 58. Vas en bid bring 'n deurbraak in jou lewe. Hoekom? Want vas kanselleer ongeloof in 'n ou se lewe. Dit haal ongeloof uit, sodat jy in geloof kan staan, en dat daai geloof in jou getoets kan raak, en dat jy daai toets kan wen. Baie mense sê, ek het nie tyd om te vas. Maak tyd, vat verlof, reël met jou man of jou vrou, kyk na die kinders, ek gaan vir 3 dae die Here se aangesig soek, want ek het nodig om God te hoor, vir hoe die pad hier vanaf vorentoe lyk. En wanneer jy hom hoor, dan doen jy net wat hy sê, en dan gaan jy deur daai toets. En as jy aan die ander kant uitkom, kyk jy terug en dink jy, daai was 'n moeilike toets geweest. Maar ons is hier uit, en ons kom beter en sterker aan die ander kant uit. Vader, ek dank jy in die naam van Jesus vir elke toets wat ek ooit moes skryf. Dankie Here vir elke les wat ek ooit uit dit uit kon leer. En dankie Here dat dit my beter en sterker gemaak het. Dat ek kon groei in wie U is, dat ek kon groei in die woord en in waarheid. Dat ek vandag hier kan staan en sê, Here, ons is nie ontslaaf van toetse nie, ons skryf hulle weekliks. Maar dat ons hier kan staan, dat hierdie toets 'n vrug sal produseer. Die vrug van die Heilige Gees. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Dat dit deel sal wees van wie ons is in Jesus se naam.